If rugby is in your veins, this is where you need to be. We don't just talk rugby, we live it, break it down, and we celebrate it. And we bring you right onto the field. Join us, click and subscribe. You don't want to miss a second of this. Blindside, where future stars are born. Saterdag 23 Mei op Garsiesbera Park kom Menlo Park teen Gasfontein te staan. Twee roemryke skole, twee skole wat baie goeie planne in plek het vir ontwikkeling in rugby, maar algehele ontwikkeling van hulle jong manne wat op hierdie velde speel. Ons kan nie wag om julle Saterdag hier te sien nie, maar intussen het ons met die afrigters gaan gesels, 4 baie interessante onderhoude met hulle gehad. So gaan volg ons op YouTube, Instagram, TikTok, X, gaan subscribe, maak seker julle kry die notification dat ons op die lug is en gaan luister na hierdie onderhoude, want dit was iets baie insiggewends van al twee skole se kant af. En ons kan nie wag om julle Saterdag te sien nie. Ek hoop julle geniet hierdie onderhoude. Andries, dit is altyd vir ons lekker om hier by julle by Menlo te kom kuier en ons was 'n rukkie terug hierso. Ek dink dit was in die afseisoen en toe so vinnig in die voorseisoen begin van die jaar. En ja, die seisoen is in vol gang amper, Noordvaal is aan die gang, al die goed is aan die gang en ons eintlik maar 'n bietjie kom gesels oor waar trek julle, hoe dit gaan, hoe voel julle oor die seisoen. So julle het al 'n paar mooi wedstryde gehad. Ons het julle mooi dopgehou by Noord-Suid. En daar's regtig 'n baie talentvolle groep ouetjies in hierdie eerste span groep, is dit nie? Thuis, baie welkom hier by ons. Het is altyd 'n voorreg om julle hier by ons te hê. Ja, ek moet sê, tot en met Noordsuid het ons obviously 'n baie goeie opbou gehad, 'n baie goeie wen teen Boland Landbou gehad. Parelgym het ons altyd van die begin af geweet, gaan vir ons 'n baie goeie maatstaf wees. Ja. Om te sien waar ons as span en obviously as skool, ek voel hulle is teen seker die beste gemengde skool in Suid-Afrika, so dit sou altyd vir ons 'n goeie aanduiding gewees het. Dink net konteks oor daai wedstryd, ons het obviously vir Dillingsdoenke vroeg in die wedstryd verloor. Ja. 1 of 2 goed wat net teen 'n ou gaan in die verloop van die spel en voordat jou oë uitvee, het jy die resultaat wat jy gehad het, maar nog steeds dink ek dit was vir ons 'n goeie 'n maatstaf om te sien waar ons is. En ja, wel, nou het ons die Noordvaal afgeskop, ons het 'n tawwe eerste ene in Middelburg gehad, wat tot 2 minute voor die einde, toe kon ons nog die game gewen het, en dit het obviously uitgewerk soos wat het uitgewerk het. Verlede week teen Help Mekaar het ons 'n ongelooflike wen gehad vir, ek dink die tweede jaar, ons het verlede jaar hulle daar gewen, hierdie jaar het ons hulle nou hier gewen, so dit was obviously massive vir ons as skool gewees. Die naweek wat verby is teen Waterkloof het ons as skool 'n amazing dag gehad. Dirk kan my dalk korrigeer, ons het dink 9 uit die 13 games vir die dag gewen. Die cherry op die koek sou gewees het obviously as die eerste span die job kon gedoen het vir die skool, maar ek dink ten spyte van die eerste span se resultaat was dit vir die skool nog steeds 'n ongelooflike dag gewees. En ek wil baie meer oor dit begin praat. Ek meen ons kyk die naweek se wedstryd wat verby is. Jy het 'n Stellenberg wat teen 'n Boysay kompeteer, jy het 'n Affies wat teen 'n Grey kompeteer en almal fokus op hierdie eerste span resultate en dit is belangrik want dis waaroor almal praat, maar die skool neem as 'n globale pakkie deel. En as jy kyk na hoe hierdie skole wat nie noodwendig in die eerste span gewen het nie, maar hoe die groei plaasvind in die prosesse wat hulle in plek sit van onder 14s af, is dit regtig verblydend. En as jy vir my so iets sê, dan sê dit tog vir my, julle is op die regte pad met dit wat julle doel was, noem dit nou maar oor die volgende 3, 4, 5 jaar plan. Julle afrigters, weer eens, ons het al daaraan geraak, maar julle het heelwat buite afrigters, en julle het nou ek wil amper sê die man met die goue eier bygekry van Garsfontein af laas jaar, en ongelooflik hoe julle twee saamwerk en eintlik soveel respek het vir mekaar. Maar kom ons praat gou oor die res van die
buite afrigters, kom dit nou maar, noem dit nou maar dit, wat by die skool betrokke is en julle groei wat julle daar sien. Waar trek julle met daai? Ek moet sê Dirk, wat ons baas by die skool is, elke maandagoggend sit ons en ons doen nabetragting oor die naweek en ons sien waar ons is en ek moet sê teen Middelburg as skool was dit nie 'n lekker dag vir ons gewees nie. Ons was 'n punt weg verlede week teen Helpmekaar om die dag as skool teen Helpmekaar te gewen het wat ek dink ons is die naaste nou seker in die skool se geskiedenis om so naby aan Helpmekaar te gekom het wat die totale prentjie aanbetref om die naweek die dag teen Waterkloof te gewen het vir ons as skool was obviously amazing geweest en ek moet krediet aan Dirk en 'n Corneille, 'n MW, 'n Rooi, 'n Gustaf, 'n Doopie, almal wat obviously groot impak hê in die program net gelukwens en komplimenteer moet dit en goed want ons is definitief op die regte pad. Sê die regte mense wat dit dryf soos wat ek al van tevore gesê het en binne in daai kantoor waar ons almal sit is al net een gemeenskaplike doel. Ons almal wil hê die skool moet goed doen. Hoe lyk julle nou beseringsgewys? Eerste span die naweek is uit die hart van die saak Garsfontein op Beere Park. Hoe naby is julle aan julle volsterkte groep? Tuis, kom ek sê vir jou so ons het na Noord-Suid was dit maar benard gewees. Ons het Akker verloor. Ons het 4 of 5 stitte wat uit is. En so voor is dit maar vir ons kritiek en ons probeer maar almal bestuur om net op 'n Saterdag hulle uit te kry. Ons het 1 of 2 niggles van die naweek wat verby is wat ons nou oor moet clarity kry oor hoe lyk dit. Obviously dis môre Bloubil proewe ook so dit maak die week so bietjie meer nie gecompliseerd en goed net van 'n uitdaging van 'n voorbereidingsperspektief want obviously wil ons seuns die beste moontlike geleentheid gee dat hulle môre kan presteer en dan so ook wil ons hulle almal reg hê om Saterdag 'n job vir ons te kan gaan doen Saterdag ook. So ja. So kom ons praat vinnig oor daai wedstryd. Ek meen julle dit is tradisioneel die derby. Tussen hierdie twee skole, julle daar's 'n snelweg wat julle skei. En sonder om nou weer te groot van 'n hoeha daaroor te maak, uit die aard van die saak is dit weer twee skole wat geleentheid kry om teen mekaar te kompeteer. En julle ken mekaar tog bitter goed. Ek meen julle weet wat doen Garsfontein en net so hulle vir julle ook. Ek dink julle dalk so 'n bietjie meer van 'n ek wil amper sê so verrassingselement omdat daar 'n paar goed by julle verander het in terme van afrigting en. Maar ja, oor die algemeen voel ek dit gaan jy weet, maak nie saak waar jy op hierdie stadium op die ranglys lê nie. Dis altyd 'n baie goeie toets vir albei skole. Ja, ek moet sê dit gaan 'n groot ene obviously die naweek wees met die konteks van Doopie en so voort. En ek neem aan dit is waarna jy Sattel verwys ook en goed. Maar nee, dit is obviously vir ons sien ons ongelooflik baie uit na die challenge. Ons is 2 keer verlede jaar baie naby gewees om die job gedoen te kry teen hulle. Dis hier en daar wat 'n ou onder druk 'n verkeerde besluit gemaak het dan en voordat jy oë uitvee is dit maar net wat dit is en goed dan druk hulle 3 en so ons gaan regtig op ons beste die naweek moet wees as ons die game wil gaan wen die naweek. En sien baie uit vir die geleentheid. Dis al wat ons wil hoor en baie sterkte. Ons gaan Saterdag daar wees. En uit die aard van die saak hoop ons altyd die beste span wen. Dis maar hoe ons dit doen en ons hoop die man in die middel het te veel van invloed nie. Maar dis vir ons lekker om dit te kan en dis vir ons lekker om weer vir julle te kom kuier en ja, as ek sê geniet die dag is vir ons mooi om te hoor dat die progressie wat julle wil sien hier is. En baie sterkte Andries. Dankie Thuis, dankie vir julle tyd. Waardeer ongelooflik baie. Geluk met die goeie werk wat julle ook doen. Baie dankie Andries. Dankie Thuis. Dirk Orendaal is altyd vir ons 'n groot voorreg om julle te kom kuier. Ek sê nou vir Andries, dis eintlik so, ons is 'n bietjie lanklaas by julle, voel altyd skuldig en ek beloof vorentoe vir Blindside, ons gaan regtig soveel as moontlik nog mense aanstel want ons wil vir almal alles wys. Dirk, julle het 'n wisselvallige seisoen vir die jaar, maar tog is al amazing progressie. Ons het na julle gekyk by Noord-Suid soos wat ek Andries ook sê. En daar's vir my uitblinker seuns, maar uit die aard van die saak lyk dit vir my na 'n baie goeie groep seuns in terme van potensiaal om te ontwikkel. Ja, Thuis, baie welkom hier by ons. Dankie, altyd lekker dat julle by ons kom kuier. Ja, ek dink ten opsigte van die seisoen, baie vroeg in die seisoen het ons 'n paar
kritiese spelers verloor, senior spelers in die groep wat daadwerklik 'n verskil in diepte gemaak het. Sleutelposisies soos 'n vaskopstit, 'n haker, ouens wat werklik ware verskil maak. En ou begin altyd vol hoop, vol planne in die begin van 'n seisoen. Ek weet julle het in die voorseisoen bietjie daar by ons kom kuier en ek voel nog steeds ons het die beste moontlike voorbereiding gehad, maar rugby is rugby, bly kontaksport, daar's sekere goed wat 'n mens het nie voorsiening maak nie, onder andere beserings en ja, dan begin nou se program getoets te word in opsigte van hoe lyk die ontwikkeling van die junior spanne, hoe daai seuns deur die ranks kom, is 'n derde, vierde span haker opgewasse om onder daai eerste span, tweede span druk te funksioneer. So dit was 'n goeie vuurdoop vir ons gewees so vroeg na Noord-Suid in hierdie eerste blok in. Maar ons is dankbaar ons kry 'n paar seuns weer terug en ons glo ons gaan die jaar sterk eindig. En dis wat ek wil sê, want die mense trek dit baie vinnig uit konteks uit. Menlo sukkel. Nee, Menlo het beserings. En net so is dit by ander skole ook. Jy weet, ouens verstaan nie noodwendig daai diepte faktor nie. Julle is nie 'n affies met 10 senior spanne, jy weet wat eintlik maar deur die ranks kan kom nie. Alhoewel ontwikkeling is 'n verskriklike kritiese rol, veral in gemengde skole waar spelers beperk is. So Andries het so vinnig daarin geraak en dis eintlik vir my baie verblydend om te hoor. Alhoewel die eerste span nie altyd wen nie, is daar baie goeie resultate met jou juniors, wat eintlik maar die plan is wat jy in plek sit. Dit begin nie by 'n eerste span nie, dit begin by onder 14. En is dit maar jou gevoel ook, dat jy daar baie goeie progressie kry? Nee, verseker. Ek dink Andries het ook al na verwys in die Noordval nou so vroeg in die seisoen, met wisselvallige uitslae by die eerste span, dra die res van die program heidaglik die skool en ek dink nie dat sou gekom het as ons nie 'n kwaliteit benadering by ons junior program ten opsigte van ontwikkeling het nie. En dan moet ek prys gee aan ons junior afrigters, Corneille Fourie, MW Arlou, Roy Soret, Gustaf Tennyson, ouens wat regtig die werk insit om die seuns so goed as moontlik voor te berei. Die naweek teen Waterkloof wat 'n prominente rugby program dryf onder leiding van Kobus, ek dink regtig hulle doen goeie werk. Het ons 3-3 resultate by ons onder 14s gekry, 3-3 resultate gekry by ons onder 16s en 1-3 gewen by ons onder 15s. So op die dag om uit die junior spanne 7 en 9 wedstryde te wen, dit is definitief 'n positiewe prentjie vir die toekoms. Absoluut. En tereg gesê, ek weet julle ouens het almal verskillike respek en agting vir mekaar. Julle weet hoe veel harde werk sit in elke skool. En dit is mooi om te hoor wat jy van Kobus ook sê, en ek weet, hulle is besig met 'n program, ek dink julle sal dalk so 2 jaar voor met daai pakkie, want hy het hom nou eers oorgeneem, maar nog steeds, ek dink dit is fantastiese resultate, en dit wys vir jou tog dit wat julle in plek sit werk. So, ons het laas jaar gepraat, min of meer in dieselfde tyd, oor min of meer in dieselfde derby. Garsfontein is maar daai snelweg wat julle twee skei, dis maar tradisioneel julle groot enetjie, om oor te kom, noem dit nou, as ons praat van local. So, hoe benader julle die wedstryd? Jy weet, jy sê dat daar's 'n paar beserings terug, maar daar's baie emosies wat in diene gaan klim, wat ek wil amper sê ongelukkig is, want ek meen, afrigters skuif en spelers skuif en goed gebeur. So, ons hoop eintlik is 'n fantastiese dag vir albei skole, en dat daai tipe goed nie te veel rol speel nie, nee. Nee, verseker, en ek dink daar seker nie 'n rugbyforum wat in Suid-Afrika nie praat van Garsfontein as 'n prominente rugbyprogram nie, so daarmee wil ek ook net vir Gustaf en vir Sylvester net gelukwens met die produk wat hulle daar buite sit, veral ten opsigte van gemengde skole in die noorde wat ook kan kompeteer, so ek wil hulle regtig gelukwens met dit wat hulle reg kry. En dan ek voel emosie is maar altyd daarso, vernaam teen 'n local derby, skool in die dorp. Vir ons is dit belangrik om te fokus op ons prosesse, nie uitkomsgedrewe te raak nie. Ek dink is maklik om te veel emosie na 'n naweek soos hierdie wat ons agter die rug gehad het met 'n verloor teen 'n Waterkloof, nou weer te veel emosie op 'n negatiewe resultaat en emosie op 'n opkomende opponente plaas. Ons gaan fokus op ons prosesse, dit wat binne in ons beheer is, en die seuns so goed as moontlik voorberei vir die naweek, en vir hulle die regte prentjies wys. Ek glo ons het 'n gedigte afrigtingsspan, en as die manne saamtrek, ons het obviously vir Doopie aan ons kant ook wat die seuns beter ken as enigiemand anderste. Die manier hoe hulle goeders doen. So nee, ons sien uit vir die uitdaging hier naweek. Sê vir my, kom ons praat proewe gewys. En hierdie tyd van die jaar raak altyd vrek moeilik vir al die skole, weet waar ouetjies nou die geleentheid kry om proewe toe te gaan. Hoe bestuur julle dit? Want ek meen julle het seker ook heelwat seuns wat genooi is vir die proewe. Ek dink daar's
kom ek net vir julle dit sê, ek dink ons regtig fenominale talente in hierdie groep. En hulle is jonk, hulle is eintlik graad 11, maar daar's soveel mooi talent wat daar is. Ek praat nie eens van 'n Dylan en hierdie man in graad 12 nie. Maar hoe bestuur julle so 'n week? Want dit is tog 'n derby en nou is hierdie proewe in die plek en jy wil tog die best of both worlds hê, wil jy die seuns moet voorbereid wees om lekker te gaan presteer daar. Maar so sit en bid jy, maar daar's die beserings vir Saterdag nie. Ja. Daar moet ek die Blue Bull Rugby Unie ook krediet gee. Ek dink die feit dat ons net een ronde proewe hoef te speel, help ook baie. Dat daar 'n deurlopende keringsproses met daai performance program is wat gedryf word. So van nature is daai minder lading as in die verlede waar daar 3-4 rondes proewe is wat spelers moet deurgaan. So ons is dankbaar dat hulle dit ook in ag neem. Ek dink daar word baie meer klem gelê op die wedstryde waar die seuns te mekaar speel en hoe hulle natuurlik in daai wedstryde perform. Maar vir ons natuurlik, dit bly vir die seuns se voorreg. Dit bly vir hulle voorreg om hulle provinsie te verteenwoordig, om 'n blou bil try oor sy kop te trek en te weet hy's afkomstig van Menlo Park en Menlo het vir my geleentheid gebied. So ons wil ten alle koste vir die seuns daai geleentheid gee en ons gun dit vir hulle, maar dan ons as afrigters ook natuurlik 'n verantwoordelikheid om daai seuns so goed as moontlik te bestuur in die week. Ja. Dirk, baie sterkte vir die naweek. Ons gaan daar by julle kom kuier en ons sal lekker goed gesels. Ons gaan nie nog druk op julle sit nie. Maar ja, mag rugby net absoluut seëvier hierdie naweek. Dis twee fantastiese skole en dis altyd vir ons lekker om julle te feature op dit wat ons doen. Baie dankie. Baie dankie Thys, waardeer dit. Waardeer. Dit is altyd lekker om julle te kuier, Sylvester, en dankie dat julle ons weer toelaat om hier by julle te kom gesels. Julle het 'n baie goeie seisoen sover, is dit nie? Ja, Thys, ek dink ons is bevoorreg. Ons het min beserings gehad tot en met nou toe. Dis nou maar die spookkies begin nou met die proewe en die goed. Maar ja, ek dink die span werk hard. Die ouens koop in die plan. En dit was ons 'n groot begin in die begin met nuwe afrigters, nuwe strukture bietjie in plek sit. Maar ek dink die ouens koop in albei en dis so anders te rugby wat ons speel. Eintlik half dieselfde, maar net bietjie ander skills bygesit en so klein bietjie verander, maar ja, die seuns koop regtig in albei. Ek moet sê ek hou van julle algemene spel. Ek wil amper sê daar is struktuur, maar julle skep tog ongelooflike ruimte vir ouetjies om te speel wat hulle voor hulle sien. Ja, Thys, ek dink dis maar die manier van afrigting wat Marinus en ek baie van hou. Is ons daar's nie 'n system nie. Dis wat jy sien, speel jy. En ek dink dis wat die ouetjies bietjie comfortable maak. As jy besluit maak, back ons jou 100%. En op die einde van die dag bly dit seuns. Ons is nie in die wedstryd om die gate te sien soos wat hulle dit sien nie. En dan moet jy maar gebruik wat jy wat jy kry. Ja, en dan natuurlik, kom ons praat gou oor Marinus. Ek dink dit was 'n fantastiese aanwinst tot wat julle doen. Net so Boeboes. Ek as ek reg verstaan, Marinus is meer 'n attack kant op daai gefokus en dan nou Boeboes meer op noem dit maar defense en general play. Presies eintlik wat jy nou sê om daai spasie te kan sien. Ja, Thys, ek dink ons almal daar's nie regtig een doen net dit nie. Ja. Ek dink by die oefeninge Boeboes en Marinus koop saam in met Marinus het hom ook afgerig toe hy jonger was. Hy het ons almal afgerig. So ek dink die respek is ongelooflik daar, maar daar's geen ego's nie, almal weet wat sy rol is en op die einde van die dag het ons almal Boeboes is oor defense, maar as een van ons iets sien dan sê ons vir mekaar. En ek dink Boeboes met die agterste driehoek maak 'n baie groot verskil. Dit help baie om hom daar te hê. Verseker veral met die talentvolle spelers wat julle daar het, want ek kom ons wees maar eerlik, Juffrou George is net in sy eie liga op hierdie stadium. Ons het dit in elke wedstryd nog gesien hierdie jaar. Hy is daai magic creator as daar nie 'n spasie regtig is nie. Hoe voel julle oor die naweek? Kom ons praat oor die derby. Dit is en ek wil sommer off the bat sê, ek hoop nie die mense koppel nou weer 'n klomp emosie en goed hier aan nie en ek dink nie een van jou of Doopie of wie ook al betrokke was wil dit in elk geval hê nie. Dit gaan vir julle oor die seuns. Ja, Thys, ek dink dis een wat ons almal moet uit rugby uitkry. Ek wil mense skuif, mense maak besluite en op die einde van die dag gaan dit oor die beste vir die kinders. En vir ons gaan dit glad nie daaroor gaan nie. Vir ons wil hê die seuns moet rugby speel. Dit geniet en op die einde van die dag het talent gekry wat die Here vir hulle gegee het. So kom ons leef dit uit en elke die heel beste te maak in dit wat hy gee. Dis hier by julle en ek moet sê, die ouens wat nog hier kom kuier het nog nie welslaag gehad hierdie jaar nie. Wat maak hierdie plek so spesiaal? Ja, Thys, ek dink as dit jou huis is dit jou huis. Ek dink dis soos dat jy afis in die plaas. Daar's vir elke plek hier daai unieke, as jy na Parel Boys kyk om Parel Boys daar te wen of so ons probeer daai create. Ons maar ons plek en ons ken hom soos die palm van ons hand. Maar op die einde van die dag gaan dit maar tog oor die wip van die bal. Maar dit is maar net comfortable jou kleedkamer, jou plek, jy ken alles hier, is net veel gemakliker.
En dan nou laastens, julle het nie regtig beserings op hierdie stadium wat ernstig kwel nie, of hoe lyk julle? Nee, daar is nou na die proewe, is daar 'n bietjie beserings. So Lawrence het ons wag om te hoor van hom en dan Levi Jordan het Saterdag sy kakebeen het seer gekry. So ja, daar gaan 'n bietjie diepte moet getoets word. Maar op die einde van die dag, daar's 'n rede vir al sy nou se lewe en ons dis maar ek glo die Here is iets op jou pad, niks wat jy nie kan oorkom nie. So vir ons gaan dit oor volgende ou moet sy kans kry en dan moet jy maar daarvoor werk. Almal het saamgewerk tot nou toe. So ja, en ek meen dis nie net by julle nie. Ek dink almal sit met 'n paar reëls en so baie sterkte, Sylvester. Ons gaan nie wees, ons is altyd mal oor om by julle te kom kuier op 'n Saterdag. Die mense het ons al 'n affiesprogram genoem en 'n gasfontein-program genoem en ek weet nie wat alles nie, maar dis regtig nie so nie. Ons hou net van wat ons hier sien en dis die eerste keer wat ons van Menlo bietjie sien hierdie jaar. So 'n voorreg wees om hier Saterdag by julle te wees en baie sterkte vir die wedstryd. baie dankie Thys. Thanks. Boebus, is die eerste keer wat ons die voorreg het om jou op Blindside te verwelkom, so welkom. Ja, dankie. En ons het ek en Sylvester het vinnig gepraat oor die fantastiese seisoen wat julle eintlik het. Daar het iets geklik by Noord-Suid en dit het dood eenvoudig net nie opgehou nie. Hoe voel jy oor die seisoen? Ja, wel op die oomblik die seisoen gaan baie goed en soos jy sê die ouens self het reg geklik en dis 'n ongelooflike groep seuns. Dis altyd baie makliker om met 'n groep seuns te werk wat wil en wat die einddoel in sig het en weet wat die einddoel is. So dit is en is regtig 'n groep seuns met 'n goeie gesindheid wat dit baie maklik maak om mee te werk, ek moet sê. So ons is nou natuurlik in 'n fase hier's proewe wat plaasvind, dis 'n klomp verskillende goed. Hoe hou julle die ouens bymekaar? Ek kan amper sê gefokus op die seisoen terwyl daar 'n klomp, noem dit nou maar distractions is soos die Engelsman sê. Ja, dit is baie keer moeilik want dit is nou maar elke seun wil ook professionele klere kry. Maar die groot ding is as hulle daar is, en as hulle hier is, weet hulle wat hulle werk is en soos ek gesê het wat die einddoel is. Ja, seuns, party seuns, jy kry maar daai een of twee seuns wat bietjie bang is vir beserings en goed, maar dit is wat ons ook vir hulle sê, dit is deel van die game of dit nou daar gaan gebeur of hier gaan gebeur. Dit is deel van die game en wat gebeur moet gebeur. Ek voel nog steeds die seuns speel genoeg rugby om 'n professionele span uit te kan kies deur die seisoen. Maar dis nou maar net my persoonlike opinie, ja. Ek verstaan hulle die proewe so 'n bietjie minder gemaak. Ek dink daar was aansienlik meer. Maar ek stem nogal met jou saam en ek hou van die statistiek. Ek meen elke skool, kom ons praat gou daaroor. Elke skool hou tog op 'n manier stats van elke game. Ja. So en ek weet die bulle beweeg daar in daai rigting om weg te kom van 'n amper sê 'n keer komitee effek waar jy, want ons almal weet dit raak maar partykeer subjektief in plaas van regtig objektief. Dit het al in die verlede 'n bietjie pyne veroorsaak. So ek stem met jou saam. Hoe dink jy sal my so iets doen? Ek meen, is dit maar 'n klomp ouens wat mekaar kom wat regtig independent is, statistieke, jy weet, deurgaan en seker maak die ouetjies gel, kombinasies ensovoorts? Ja, kyk, ek dink daar word natuurlik meer as genoeg rugby gespeel deur die seisoen en elke game is op SuperSport schools. Dis 'n half 'n professionele era waarin die skole ingaan. Kom ons gebruik professionele span soos die Leeu's of die Bulle, daar word nie noodwendig proewe gespeel meer nie. Ook die Springbokke, daar word genoeg games gespeel. So daar is ouens in plek om die ouens te kies wat vir hulle provinsie kan speel en moet speel. So ek voel ja, dis my persoonlike opinie is daar is stats soos jy sê, daar is elke liewe game word op SuperSport schools gelaai. En uit daai stelsel uit kan 'n mens natuurlik die regte span kies en om voor die Kruiwenweek en daai tipe toernooie te kan speel, kan jy een of twee warm-up games speel, jou kombinasies uittoets en ek glo dan sal jy reg wees vir daai Kruiwenweek span, want die proewe op die einde van die dag het daai risiko van beserings en al daai tipe dinge. 'n goeie seun wat eintlik 'n goeie talent het wat op die dag nie daai proewe moet speel wat hy gewoonlik sou of 'n game sou speel nie. So dit is vir my moeilik, maar soos ek sê, dit is 'n professionele era waarin die skole nou is en is vir my persoonlik dink ek hulle kan 'n maklike span uit dit kies. Ek wil met jou saamstem. Ons inteendeel ons bring 'n baie interessante segment in baie binnekort waar ons so half die
die top, noem dit nou maar 45 seuns identifiseer in die land, gebaseer op statistiek alleen. Wedstryde wat geanalyseer word en ek weet ons maak onsself oop vir verskriklike pak slaag, maar dit is so, ons wil hê die mense moet juis interact met dit en sê, luister, ons stem nie saam nie, of ja, ons stem saam. Laaste vraag, julle het 'n lekker een wat teen Menlo wag. Julle ken hulle soos die panne van julle hand en ek dink vice versa. Ek dink die voordeel is Berepark. Alhoewel Doopie Berepark goed ken en die manne so dirk hulle. So die bottom line is dit gaan weer eens een van daai derbies wees. Maak nie saak waar jy op die rankings lê nie. Dit bly nogal 'n intense derby. Ja nee, natuurlik. Dit gaan amper soos 'n hoe kan ek sê 'n play-off wees. Enigiets kan gebeur in 'n semi en 'n final en ek dink dis hoe Menlo dit gaan sien en dit is hoe ons dit sien. Ons gaan glad nie waar wie lê nie. Dit gaan 'n baie harde game wees en dit is waar die kompetisie op die oomblik is. Jy kan nie vir een game dink jy het hierdie game in die sakkie nie. Maar soos jy sê, Doopie, hulle ken die veld soos hy palm van sy hand. Hy ken al die ins en out en dis wat dit nog 'n klein bietjie moeiliker gaan maak. Maar die seuns is op vir dit. Die proewe was nou gister gewees, so dit is 'n ding waarna ons almal uitsien. 'n Goeie game is altyd lekker as 'n oorloop game en ek dink dit gaan 'n goeie harde rugby wedstryd wees. So. Ons sien uit, ons sien julle Saterdag baie sterk. Baie dankie, waardeer dit. If rugby is in your veins, this is where you need to be. We don't just talk rugby, we live it, break it down, and we celebrate it. And we bring you right onto the field. Join us, click and subscribe. You don't want to miss a second of this. Blindside, where future stars are born.